Daar sê, righto, welkom by ons laaste aand saam en vir die laaste keer kom ons bid saam om te open. Almagtige Hemelse Vader, Here, dankie vir hierdie week en dankie dat ons nou by die laaste aand gekom het. En dankie dat U saam met ons die pad gestap het. En Here, ons weet dat 5 dae is net nie genoeg nie. En daar's nog baie dinge wat ons moet verander in ons lewens en regmaak. En daarom vra ons dat U saam met ons sal stap. Gaan ook nou saam met ons met die laaste aand se bespreking, Here, en lei ons met die Heilige Gees en laat ons 'n seën van die troonkamer ontvang. Bid ons in Jesus naam. Amen. So, die laaste aand en kon begin by oom. Oom het so 'n klein bietjie vir my gesê nou voor die tyd, hoe gaan dit met oom? Hoe voel hom vandag? Sê vir ons. Kom ek sê ek survive. Survive. Baie moeilike dag. Ek het al so 'n babbel as ek. Okay. Ek het nie gedrink nie, ek wil weer. Voel op 'n babbelaars het so om sien daai lysie van goeters, die kopseer is op 'n babbelaars, die geïrriteerd is op 'n babbelaars, die bewerasies miskien. Okay. Hoeveel Ek sê nou vir ek het nie gehoor nie. Yes, ja. Dis 'n goeie slegte gevoel om te hê. Dit wys na beterskap toe. Tannie, hoe voel Tannie? Voel alright, dankie. Voel Tannie alright? Laaste sigaret? Nog niks gerook vir 'n dag. Nog niks so. Wanneer was die laaste sigaret? Gisterand dit soos jy gesê het, 4 uur gister. Voordat Tannie ingekom het gister. En jy, wanneer was jou laaste sigaret gewees? Gisteraand. So julle nou weer terug by die 24 uur. Oom is 'n bietjie oor 24 uur, né? Nee? Ja. Yes, how's hy so? So julle het daarom weet deur die week, alhoewel julle is 'n bietjie gesukkel het, 'n bietjie tyd gevat het julle minder gerook. So gewoonlik sê ons vir die dames, julle lyk beter, weet, en dan as ons eintlik met ons 'n foto neem in die begin van die week en 'n foto vanaand en dan aan die einde van die aand kan ons sien hoe lyk julle, maar die dames lyk beter. Het iemand al vir julle gesê julle lyk beter? Het iemand al vir julle gesê maar het julle eintlik met ander mense interaksie gehad, nie? Nee. Maar ja, as ons daai foto's kan te mekaar sit, sal julle sien dat julle begin al klaar beter te lyk. Maar die mans lyk ook beter. Oom lyk definitief beter. Al voel hom nie beter nie, oom lyk beter as hy Sien ek nog, ek het vandag soos hy. voel hom soos daardie, dan is oom so daardie ou, hy het darem 'n glimlag, né? Nee? So ja, so dis goeie nuus, maar julle lyk nie net beter nie, julle ruik ook beter. As jy minder ons rook, as ons begin uitskakel, in plaas van daai stink die hele tyd uit, dan ruik julle ook beter. Right, so as ons doen dit maar eintlik meer as 'n groter groep is, weet, baie meer mense om te help aan, dan neem ons foto's en ons vat 'n bietjie bloeddruk en hartklop en so aan. So hierdie is die hartklop van 'n groep wat oom Ounie gemeet het. Ek kan eintlik sien dat hulle het iets anders te gehad voor hierdie, want hulle het 'n registrasiedag gehad. En toe maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrydag toe kon hulle die data deurgegee het. Maar omdat ons so gedruk is vir tyd, weet, en ek kan nie weet langer bly nie, weet, dan ons kan dit nie heeltemal so uitwerk nie, maar as ons julle hartklop gevat het, sou dit baie dieselfde gelyk het as daai. As jy ophou rook, dan begin hy af te kom. Hy kan 'n bietjie weer opgaan, want jou liggaam reageer, en as jy kopseer het, as jy ongemaklik voel, dan gaan jou hart 'n bietjie vinniger klop, maar oor die algemeen kom hy dan maar af. Dan as ons julle bloeddruk gevat het, dan hierdie is die systolic of die systoliese bloeddruk, so dit is die hoër nommer. 'n goeie nommer is so 120. Julle kan sien hierso die groep was 'n bietjie hoog gewees. 145 is 'n bietjie hoog. Jy wil nie so hoog wees, jy wil laag wees. Maar hulle het afgekom stelselmatig en dis in 'n week se tyd. Wat kan gebeur in 2 weke, 3 weke, 'n maand, 2 maande, weer dan kan jou bloeddruk normaal. En dan die volgende een is die klein nommertjie op jou bloeddruk en daarso kan julle sien die klein nommertjie met so begin 80s wees. Ek kan so 'n bietjie in die 80s opgaan. Sal beter as hy nader aan 80 is, maar daar kan jy ook sien hy't 88 wees en hy't baie geval, so 'n bietjie gestabiliseer en dan val hy. Weet so
Dit lyk soos al die grafieke van as jy ophou rook. Hy val vinnig en dan stabiliseer hy, weet so. Dit is wat gebeur as ons ophou rook. Dadelik sien ons daai effekte. Nou hoe dink julle, hierdie is nou, kom ons sê in die 1800s of in die 1700s het die Eskimos hulle igloos gebou met, hoe het hulle dit gebou? Met sulke groot ysbakke, nee, hulle saag dit daarom uit die ys uit, maar hierdie is nou net 'n grapprentjie. Hulle het dit gebou met sulke, nou, hoe dink julle bou hulle huise vandag? Miskien met bakstene, klippe, rotse ten minste. Omdat hulle mense is en ons mense is. Ons is mense wat gewoonte georiënteerd is. Ons is gewoond aan 'n ding. Ons hou nie van daai verandering nie. Oom het gesê maandag, moenie aan my krap nie. Want daai verandering, ons wil nie hierdie verandering moet te vinnig gebeur of glad nie gebeur nie. Ons hou nie van verandering nie. Vandag bou hulle nog steeds dieselfde soos wat hulle wat ook al jaar gebou het. Hulle bou nog steeds met daai hulle igloos met daardie ysblokke. Maar dit is omdat ons mense is en dit is 'n natuurlike reaksie. Dit beteken nie ons is gebreek nie. Ons hou van 'n program. Ek staan 'n sekere tyd op. Ek gaan 'n sekere tyd werk toe. Ek gaan 'n sekere tyd gaan wat ek my teetyd, my etenstyd. Ons hou van daardie program. Ons hou nie af van as dit die hele tyd verander nie. So 5 dae is nie genoeg om net vry te raak van al jou verslawings nie. Maar ons het in 5 dae het ons genoeg inligting gekry. Maar wees baie versigtig. As ek by die kerke kinderstories vertel, dan vat ek kan nou nie spykers en hamers kerk toe vat nie. Dan vat ek 'n stukkie papier. Dan skryf ek gewoonlik my seun se naam daarop. Want hy is so kop langer as ek en hy het sulke lang arms en sulke groot voete. En dan sê ek vir hulle, sy naam is Quentin, dan skryf ek op die papier Quentin, dan laat ek hom langs my staan. Dan sê ek vir die kinders, dan sê ek, weet jy wat, sê bietjie vir Quentin sleg. Sê en dan sukkel hulle bietjie, dan sê ek nee, okay, ek sal begin. Dan sê ek, hey Quentin, kyk jou noedelarms. Vat ek 'n pen, dan druk ek dit daar deur die papier. Dan sê ek, daarso is my, sê hom 'n bietjie sleg. Dan sê hulle, ja, kyk jou groot voete, pa, kyk jou lelike skoene, pa. Dan druk ons almal penne daar in daai papier wat staan Quentin. Dan sê ek vir hulle, maar ons moenie lelik wees met mense nie, ons moet ons verskoning vra as ons iets verkeerd gedoen het. Dan sê ek, kom, sê gou vir Quentin sorry. Dan sê hulle, sorry Quentin, dan haal hulle penne uit. Sê jy het nou sorry gesê. Quentin het gesê dis fyn, maar hoe lyk daai papier? Vol gate. Jy kan nooit daai gate wegvat nie. Julle het daai selfde papier of hout of wat ook al is vol gate. Julle het sigaretrook in daar in jou lewe ingedruk. Nou het jy dit uitgehaal, maar as 'n gaatjie. Daai gaatjie gaan nie toe gaan nie. Hy gaan altyd daar so wees. Nou vir daai spyker om in daai gat in te gaan, het ek nou nie eens meer 'n hamer nodig nie. Ek kan hom inslat, ek kan my skoen vat en hom inslat. Ek het nie 'n hamer nodig nie. Hy gaan baie makliker ingaan. Wees versigtig. Moenie teruggaan na ons ou gewoontes toe nie. Los daardie ding. Nou ons almal maak foute. Dis moontlik dat jy daai spykertjie maar weer in die gaatjie laat val. Maar moet dan ook nie bekommerd wees nie. Ons almal maak foute, so ons almal moet daar verbykom. Ons sit nie vas in ons foute nie. Ons kom deur ons probleme, deur ons foute. Ons leer inteendeel uit ons foute uit. So as jy 'n fout gemaak het, staan op, probeer weer. Want mislukking is net mislukking as jy nie weer probeer nie. As jy geval het, staan op, begin daai 24 uur weer van voor af. 48, 72, nou is die gifstowwe uit. Nou kan ek makliker vorentoe gaan. Nou boksgeveg. Nou hy's ongelukkig. Ek dink Andrei sal sê hy sal my kan vat in 'n geveg maak. Is daarom so 'n bietjie jonger as hy kan 'n bietjie nog beweeg. Ek en Andrei boks. Maar Andrei slaan hier rook uit my uit want hy het meer ervaring as ek, nê? Jy weet hy het ervaring, hy het baie tyd gespandeer om te fight. So hy slaan die eerste rondes laat hy die rook uit my uit. Het hy daardie geveg gewen? Nee. Hy het dan die eerste ronde in my stuk ingeslaan. Hoekom het hy nie gewen nie? As 'n tweede ronde. So ek het nou 'n bietjie gewig verloor, so daai tweede ronde, ek raak nie meer so uit asem uit nie. Tweede ronde slat hy my nog en ek slat hom so 'n bietjie. Derde ronde, nou begin Andrei se ouderdom teen hom te tel. En ek kan 'n bietjie langer hou. So moenie in die eerste ronde as jy die eerste ronde verloor het, moet opgee nie, want dis nie waar ons die wedstryd wen of verloor nie. Ons wen of verloor die wedstryd, nie die ronde nie.
Gaan kyk so 'n bietjie na Driekus se fights, ons wêreldkampioen. Daai eerste ronde kry hy pak sla amper elke keer. Ek wil sê die tweede en die derde ronde ook. Is hier aan die einde wat hy begin eers, want hy kan die shots vat. En ons moet leer om daardie shots te vat. As jy val, staan op, volg die program. Dis nie baie inligting wat jy moet onthou nie. Ek het dit soveel keer oor en oor gesê, dit moet vasplak. En as jy regtig wil, as jy wil hulp het, kontak vir Jaco, kry by hom die YouTube links dat jy wat ons nou opneem, dan gaan kyk julle die program weer, gaan weer deur die program, maar hierdie keer meer determined. My Afrikaans los my. Gaan doen die program net weer. Kom terug by daai punt, sê ek het 'n keuse gemaak, ek wil nie weer daar wees nie. Ek wil nie weer dit wat ek in die verlede gedoen het weer vasvang nie. Ek gaan hierdie ding nou doen. So julle was in 'n lang passievolle verhouding met rook. Ek is die judge. Ek het vir julle die skeibrief geteken, ek het dit goedgekeur en ons het hom hierdie week afgelaai. Julle en rook moet skei. Julle moet uit mekaar uitbly. Nou het julle geweet dat as mense skei, hoe baie van hulle eindig op om weer met mekaar te trou? Hulle skei. Gewoonlik gebeur dit na die kinders uit die huis uit is, want hulle spandeer soveel tyd aan hulle kinders. En as die kinders uit die huis uit is, dan sien jy maar lê langs 'n vreemdeling in die bed. Hulle ken nie mekaar nie. En dan skei hulle. En dan die man is gewoonlik, hy's nogal gelukkig want ou kan hy vir hom 'n jong bokkie gaan kry. En dan gaan hy op so 'n paar dates en die vrou probeer ook 'n paar dates en as jy jog, maar dit is moeilik. Hierdie mense ken my nie. Ek sukkel om te date. En hulle ry een en weer en sien die kinders miskien 'n paar keer en hulle begin met mekaar te praat en hulle kuier by mekaar, raai waar dan trou hulle weer. Hoekom? Familiarity. Ja. Hulle is bekend met mekaar. Hulle ken mekaar se gewoontes. Hulle is gewoond aan mekaar se gewoontes. Jy ken my, ek ken jou en dan trou hulle weer. Nou, dit is soort van wat hierso gebeur. Ek weet nie of julle kan onthou nie. Ek dink dit was 2007 gewees. Okay, dan lyk hy prentjie bekend. Die groot tsunami daar in, ek weet nie waar presies nie, maar iewers in Japan dink ek was dit gewees. Die water trek terug. As jy kyk hierso op die gras, begin die mense, "Haai, wat gaan hier aan?" En hulle stroom daar na die mure toe om te gaan kyk, wat gaan daar aan? Waartoe dink hulle gaan die water? Val in 'n groot gat in. En dan staan hulle sê, "Wat gaan hierso aan?" En die volgende oomblik draai daardie water om. En dit kom met een hengse spoed terug. So vinnig dat hulle onkant betrap is, want hulle was nuuskierig geweest. En die volgende wat gebeur is, daai water slaan die strand, slaan die mure daarso, kom oor. Kyk hoe staan hulle nog daarso. Strepe en strepe. Jy kan nog nie eers, jy sien nie 'n gesig hier, jy sien net agterkante van koppe, want hulle is nog so vasgevang in nuuskierigheid. En daarso is baie hartseer prentjie. Kyk so 'n bietjie hierdie twee ouens hier onder op die hoek, hulle lag. Daar in daai hoek is 'n man met 'n klein dogtertjie op sy skouer en hy lag. Hulle almal lag. Hierdie vrou voor met die swart, sy lag. Haha, hier kom die water. Weet julle waar is daai mense direk daarna gewees? Dood. Uit nuuskierigheid uit. Hulle moes nie daar gewees het nie. As jy sien hier gebeur iets en dit lyk snaaks, ander kant toe, kom weg daarvan af. Moenie daar bly, moenie gaan kyk wat daar aangaan nie. Moenie gaan soek nie. Julle het 'n goeie idee wat gebeur met julle met die gewoontes van waar julle gerook het, waar julle begin gerook het. Julle het in die begin gesê vriende, stoutigheid, bly weg daarvan. Moenie gaan kyk wat gaan daar aan nie. Kom ander kant toe. Jy het gesê daar is daai lewensfilosofie van leef, eet en drink, want môre is ons dood. Hoekom moet ek net my lewe maar geniet nou en klaar kry nie? Maar ons kan nie so dink nie, want miskien gaan ek nie môre dood nie. Miskien vat dit my baie lank om dood te gaan. Ek wil so gesond as moontlik lewe. Ek moet my nuwe lewensfilosofie inneem. Ek het opgehou rook. Andre het gesê, ek wil nie net op 'n rook nie, ek wil my dieet reg kry. Ek wil my werkspatroon reg kry. Ek het 'n nuwe lewensfilosofie wat ek in gaan neem, want ek leef. Ek wil gesond eet.
maar miskien gaan ek nie dood nie en daarvoor wil ek al hierdie ander dinge. Julle moet daai lewensfilosofie en gaan skryf dit iewers neer, gaan beplan, wat wil jy hê as jy miskien nog 30, 40 of 50 jaar moet leef? Waar wil ek wees? Wil ek vasgevang wees in sigaretrook, miskien 'n erge rooksiekte opgedoen het, of wil ek gesond wees? Onthou, niemand van julle het nie 'n kontrak geteken nie. Julle het nie gesê ek beloof dat ek in hierdie 5 dae sal ophou rook. Nee, julle het niks van daardie gedoen nie. Julle het 'n keuse gemaak, julle het self gesê julle wil hier wees, julle wil nie rook nie. Julle wil ophou, julle het die gereedskap nodig. Maar wat gebeur met daardie keuse? Hierdie naweek gaan jy in en ek is nie hier nie en ons praat nie meer daaroor regtig nie. Volgende week gaan jy terug na die gewone tyd toe, 'n maand, 2 maande, 'n jaar. Wat gebeur dan? En ons moet daardie besluite bevestig deur dit wat ons geleer het. As ons in die naweek ingaan, as ons volgende week ingaan, verander jou roetine. As jy nog nie jou roetine verander het nie, het oom Andre al begin iets anders te doen. Het julle al begin iets anders te doen in die roetine? Staan op in die oggend, doen iets anders te? Ja, my zijn woensdag aan het gesê. Jou foon in die oggende, toen ek wakker word, kom jy met jou foon. Ek staan op en gaan sit ek daar buite op die stoep en lê my foon nog nou. So los die foon, gaan sit buite, ja, so kry daai roetine, maar nou nie elke dag, so ek sê, 'n nuwe roetine nie. 'n Nuwe roetine, volg dit elke dag. Volg dit, trap daai paadjie uit, spandeer jou naweek, hierdie naweek, spandeer dit rustig. Moenie teruggaan na daarso waar die rugby is, of waar die vriende wat drink en rook nie, bly weg van daardie plekke af. Vir my sekere situasies, dis daardie dinge, beoefen jou wilskrag. Gewoonlik oor die naweek sien ons 'n bietjie meer mense, want almal werk maar, en oor die naweek konnekteer ons. Sê, weet jy wat, ek was hierdie week, was ek op 'n rookstaak gewees. Die ou wat dit aangebied het, was nou nie die slimste gewees nie, maar hy het daarom hard gepraat, ek kon hom mooi gehoor het. En hy het vir my 'n paar tools gegee hoe om op te hou rook. Sê dit vir mense. Moenie bang wees. Jy sê, en ek het 'n besluit gemaak, ek het opgehou rook. Nou, iets in die 50 jaar en 2 of 3 jaar en wat ook al, sê dit vir mense. Drink daai water. Julle moet daai water gereed hou. Julle moet hierdie botteltjies moet julle nie weggooi. Julle moet hulle so vol maak dat hulle daar staan. Elke dag gaan pak jy jou 3 of 4 of 5 botteltjies uit. En jy gaan slaap nie vanaand voordat daai botteltjies klaar is nie. Want as jy dit sien daar, so weet jy, jog, dis al 10 uur en ek het nog nie water gedrink nie. Nou moet ek begin drink. So sit daai mikpunte daarso. Jy het jou pruime of jou darels of rosientjies en peanuts. Wat is goed? Guavas, jy gaan net miskien 'n bietjie later aan die raak as dit nie by jou huis groei nie, maar ook net want daar baie suiker daar binne, so matigheid. Gebruik jou rekkie. Het julle nog nodig om die rekkie te gebruik? As jy lus raak vir daai sigaret, het julle nie meer nodig nie. Maar die vorige keer toe julle begin rook het, as julle weer gerook het, julle hom gevat eers en geskiet. Nee. Gebruik daardie rekkies. Ek het nog rekkies. As julle rekkies kort, ek sal vir julle gee. Bly gefokus, sê vir jouself, vir jou vriende, vir jou familie, ek het gekies, ek rook nie meer nie, ek wil nie rook nie. En dan daar so mooi groot op die kant, bid. Bid in die oggend, bid in die aand. As ek deur die dag kan bid, bid. As ek stil raak, bid. Praat met die Here, dit is al hoe 'n verhouding werk. 'n Man en 'n vrou kan net by mekaar loop en sê, hallo, bye. Honger, kort kos, ons kan nie. Met mekaar praat, hoe was jou dag? Ek sien jy het gesukkel met so en so, kan ek jou help daarmee? Praat met mekaar, leer mekaar ken, en ons so werk het net so met die Here. Hy het ons gemaak, hy is gereed, hy staan, hy sê, kom ek bou 'n verhouding met jou. Ek moet daai verhouding terugbou. Fluit, my storie is uit. Waartoe gaan ons hierdie naweek, volgende week? Is dit by julle? Daai keuse lê nog steeds by julle. Julle keuses, my wil, julle wil. Ek wil 'n ding hê, julle wil 'n ding hê. Gaan dit dieselfde wees, dat julle sterk kan staan by daai besluite? Ek hoop so. Maar julle is in beheer daarvan. Kom ons bid.
Liewe Jesus, ons is vanaand hier op die laaste aand nou klaar en hierdie 3 mense wat 'n besluit gemaak het om op te hou rook, Here, gaan ek hierso los. Maar ons sê die Naboom gemeenskap wat hierso saam met ons is elke aand wat hulle wil bystaan, Here, wat saam met hulle hier gaan bly. En Here, ek wil vra dat U asseblief hulle sal gebruik, dat hulle op mekaar sal kan steun as hulle voel hulle kom in die moeilikheid. Hulle voel hulle kan nie meer hou nie, Here, dat hulle sal steun op daardie netwerk wat hierso is, gereed om hulle te help. Maak hulle ook sterk en gewillig om aan te gaan met hierdie goeie werk, Here, dat ons hierdie mensies kan deurtrek en saam met hulle die pad loop en soos ons die hele week nog gesê het, ons hulle kan gebruik om weer na iemand anders toe te gaan, daardie ander persoon te kan help. Gaan nou saam met ons paaie skei, Here, hou ons asseblief veilig. Vergewe ons sondes, Here, en daai sondes wat so groot is, so baie is. Vergewe ons asseblief, Here, dat ons weer wit kan wees soos sneeu. En Here, ons waar ek vandag hierso hulle verlaat, ek weet nie wanneer of mekaar weer gaan sien nie. As dit nie op hierdie aarde is nie, mag dit in die hiernamaals wees, Here, wanneer U kom om ons te kom haal en mag ons ook gereed wees vir daardie dag wanneer U ons kom kry. My gebed in die magtige naam van Jesus Christus alleen. Amen.